Dan, geliefdes, ons gaan voort met ons Pinksterreeks. Ons gaan vanaand na 'n gedeelte kyk uit Hebreërs hoofstuk 6. Kom ons bid net eers saam. Ons Vader, raak ons vanaand opnuut weer aan deur u woord. Maak u woord lewend in ons harte. Amen. Ons lees uit Hebreërs hoofstuk 6 vanaf vers 13. Dit gaan oor die sekerheid van die belofte van God. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhang sal vas is. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Liewe broer en suster, mense het nie nodig om ver te gaan soek om bewus te raak van die gevoel van uitsigloosheid en hopeloosheid wat oor die algemeen onder mense voorkom nie. Gaan luister maar net na die gesprekke rondom braaivleisvure, dan sal jy gou besef hoe min hoop ons mense vir die toekoms het. Daar's 'n organisasie in Australië wat spesifiek navorsing doen om te bepaal watter lande die meeste hoop het. Hulle noem dit the Hope Barometer, en ek wonder of julle kan raai waar Suid-Afrika op hierdie lys verskyn. Redelik naby aan die onderkant, het ek vermoed. En toe tot my groot verbasing, vind ek uit dat Suid-Afrika nie onderaan nie, maar bo aan die lys is. Hoe is dit moontlik, as mens kyk na die toestand van ons paaie, die hoë misdaadsyfer, en goed soos die hoë voorkoms van korrupsie? Wel, volgens navorsers by die Universiteit van Pretoria, wat ook hieroor gewonder het, het hulle bevind dat die ondersteuning van familie en vriende een van die belangrikste redes is waarom mense nog soveel hoop het in ons land. Verder is mense wat betrokke is by een of ander vorm van gemeenskapsdiens ook geneig om meer hoopvol te wees. Aktiewe betrokkenheid in die kerk speel ook 'n groot rol. Nou, ek wil jou 'n wetenskap aangaan dat jy dit nie verwag het nie. Maar Hebreërs wil vir ons help om ons hoop op nog meer standvastige fondamente te bou. Want al is dit dan so dat Suid-Afrika beskryf word as 'n land met meer hoop as die meeste ander lande, is dit tog die waarheid dat ons met 'n klomp frustrasies opgeskeep sit wat ons dikwels moedeloos maak en wat maak dat ons hoop verloor. Die skrywer van die Hebreërbrief het waargeneem dat sommige Christene in hulle wedloop van die lewe traag word, soos hy dit in vers 12 stel. Hierdie traagheid, hierdie versoeking om uit te sak in die geestelike wedloop, kan inderdaad soms die gevolg wees daarvan dat mense hoop verloor het. Maar wat die Hebreërbrief dan wil doen, is om ons te help om ons hoop op 'n beter fondament te bou. Gisteraand het ons gesien dat ons as gelowiges daagliks moet kies om die Here te dien. Ons maak hierdie keuse nie net eenmaal in ons lewe nie. Ons doen dit dag vir dag, soms selfs ook meer kere per dag. Maar miskien voel jy bietjie oorweldig as jy hieraan dink, asof jy onseker is of jy dit gaan regkry om altyd reg te kies.
Hier in hoofstuk 6 kom speel die skrywer van die Hebreërbrief dan sy troefkaart. Nie alleen moet ons daagliks die keuse maak om die geloofspad agter Jesus aan te loop nie, maar deur Jesus Christus het dit nou ook moontlik geword dat ons kan kies om hierdie pad te loop. Kom ek verduidelik. In die Ou Testamentiese tyd was die taak van die hoëpriester om namens die volk by God in te tree. Die hoëpriester was die middelaar tussen God en mens. Hulle moes namens die volk offers bring vir hulle sonde. Maar dis nie al nie. Die hoëpriester moes ook offers bring vir sy eie sondes. Niemand is vrygestel nie. Maar weet jy wat was die ergste? Hierdie ritueel moes jaar in en jaar uit plaasvind. Altyd dieselfde. Eers bring die hoëpriester 'n offer vir sy eie sonde, dan volg die offers vir die res van die volk se sondes, oor en oor, met geen hoop dat dit ooit sou ophou nie. Dis soos om jou motor te was en dan direk daarna in die reën op 'n grondpad te gaan ry. Teen die tyd wat jy terugkom by die huis, moet jy weer die motor was. Nooit kon mense volkome vrykom van hulle sondes nie. Maar toe kom Jesus. En wat gebeur toe? Wel, 'n paar baie belangrike dinge het gebeur. Ons lees in Hebreërs 4 vers 15, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. In teenstelling met al die ander hoëpriesters wat voortdurend ook vir hulle eie sondes offers moes bring, is Jesus sonder sonde. Hy het met ander woorde nooit nodig om 'n offer te bring vir sy eie sonde nie. Maar dis nie al nie. In Hebreërs 7 vers 26 en 27 lees ons ook: vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, een wat nie, soos die hoëpriesters, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring toe hy homself geoffer het. Daardie woorde, eens en vir altyd, word oor en oor in Hebreërs gebruik. Hebreërs 7 vers 25, ons is eens en vir altyd verlos. Hebreërs 7 vers 27, Jesus is eens en vir altyd geoffer vir ons sondes. Hebreërs 10 vers 2, ons is eens en vir altyd gereinig van ons sondes. 10 vers 10, ons is eens en vir altyd afgesonder vir God. En nou sê Hebreërs in vers 19 en 20, wat ons vanaand saam gelees het, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhang sal vas is. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan, en hy is vir ewig hoëpriester. En dit, liewe broer en suster, is ons eintlike hoop. Jesus is ons ewige hoëpriester. Ons het donderdag aand met hemelvaart gehoor dat ons die wedloop van die lewe hardloop, met ons oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Gisteraand het ons gehoor dat ons daagliks kies om hierdie wedloop voort te sit. Nou weet ons, dit is regtig moontlik om die lewenswedloop suksesvol te voltooi, omdat Jesus homself eens en vir altyd as offer gegee het vir ons sonde, en omdat hy die ewige hoëpriester is, wat vir ons intree by sy Vader. Ons het begin om te praat oor hoop. Dit is wonderlik as daar dinge ook binne ons land gebeur, wat vir ons hoop gee. Maar die skrywer van Hebreërs gee vir ons 'n ander tipe hoop, ewige hoop. Hy vertel vir ons dat Jesus Christus ons ewige hoëpriester is. Jesus self word die een op wie ons hoop vestig. Dit is soos Hebreërs 7 vers 19 dit stel, 'n beter hoop. Geliefdes, die oue is verby, die nuwe het begin. Jesus Christus, ons ewige hoëpriester, is nou die fundament vir ons hoop. Kom ons dank die Here hiervoor.
Here, dankie dat U ons hoop is. Ons self verloor so maklik hoop as ons rondom ons kyk en sien wat in die wêreld en ook in ons eie land aan die gebeur is. Help vir ons om ons hoop op Jesus Christus, ons ewige hoëpriester te vestig, vandag en elke dag van ons lewe. Dankie dat ons nooit nodig het om aan U te twyfel nie. Amen. Geliefdes, dankie dat julle weer saam geluister het. Môre aand gaan ons verder met die boek Hebreërs. Lekker aand vir julle.